Baie dankie vir julle geduld. Ons is juis in hierdie tyd van die jaar waar tydens ons so 'n bietjie terugkyk en ons kyk ook normaalweg vorentoe. Party van ons hak so 'n bietjie vas in hierdie terugkyk. En dis ons wat dan vra, hoe kon dit gebeur het? Wat is daar wat ek moes anders doen in my lewe? Is my klank sukkel ook nou? Is hy nou beter? Wat moes ek gedoen het? Wat moes ek eerder gedoen het? Van ons hak so 'n bietjie vas in daardie vraag. Jy's tydens hierdie tyd van die jaar. Want dan is daar weer van ons wat so 'n bietjie vashak in die vorentoe kyk. En dan vra ons maar, wat moet ons doen? Wat is die nuwe planne in my lewe wat ek in werking moet kry sodat ek dit kan doen wat ek graag wil doen? Nou, dis nogal interessant, juis in hierdie tyd van die jaar, dat ons terugkyk en vorentoe kyk. Juis op 4 Januarie 2026. Waarom is dit? Waarom is dit juis in hierdie tyd van die jaar dat ons terugkyk en vorentoe kyk? Nou, die kundiges hieroor sê vir ons, daar is eintlik 3 groot redes. In die eerste plek, ons soek sin en betekenis in ons lewens. En jy kry jy sin en betekenis as jy iets verstaan van jou lewe. In die tweede plek, ons wil gevul wees met 'n dankbaarheid. Dis hoekom ons dink so 'n bietjie terug, al die goeie goed, die seëninge wat ons beleef het in die vorige jaar, 2025. Maar dan, saam met dit, wil ons tog weet ook, het ons gegroei as mense. En in die derde plek, hoekom juist hierdie tyd van die jaar, dat ons so terugkyk en vorentoe kyk, ons soek 'n mate van beheer. Ons dink veral so 'n bietjie na oor die goed wat ons kan beheer uitoefen. Wat is daar wat ek meer moet doen in my lewe? Wat is daar dalk miskien wat ek minder moet doen in my lewe? En ons wil graag weet, maar waaraan het ek eintlik geen beheer nie? Wat is alles buite my beheer? Ek glo dit wat ons regtig kan help is die beeld of die metafoor van deure. Daarom is ons tema vanoggend, kyk, sien die oop deure. Kyk en sien die oop deure in jou lewe. En ons gaan saam lees uit Openbaring 3 vers 6 tot 8. Openbaring 3, ons ken nou Openbaring, geskryf deur Johannes. Op hierdie stadium sit Johannes op die eiland Patmos. En wat doen hy daar? Hy kap klippe. Hy kap klippe vir die Romeinse regering, vir die strate en vir geboue. Dit doen hy bedags. En saans skryf hy briewe. Skryf hy briewe aan ander volgelinge van Jesus. En dan as volgeling van Jesus skryf hy Openbaring 3 vers 6. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Philadelphia. So sê die Heilige, die ware God. Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit, en niemand sal dit weer toesluit nie. En dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Ek weet alles wat julle doen. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het en tog het julle aan my boodskap vasgehou en my nie verloon nie. Tot sover, vers 8 is vir my nogal 'n kernvers net in hierdie paar verse. Kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Dink gou vanoggend saam met my aan deure. Wat is die rol van deure in ons lewens? Deure gee vir jou toegang tot 'n ander vertrek of 'n ander plek. Deure gee ook vir jou veiligheid. Dit hou die verkeerde mense hou dit buite as jy jou deure gesluit het. Maar deure gee ook vir jou privaatheid.
Ek het groot geword in 'n huis waar ons die groot reël gehad het, as jy voor 'n toedeur gaan staan, moet jy eers klop. Want agter dit is daar iemand wat privaatheid soek. Was my interessant hierdie week, lees ek half toevallig, raak so 'n stukkie navorsing wat gedoen is in Amerika. En dan veral New York, onder mammas met klein kindertjies. En aan hulle is gevra toe nou, wat is die gunsteling vertrek in jou huis vir jou? En dit was vir my so humoristies treffend gewees. 95% van die mammas met klein kindertjies in die huis het gesê, my gunsteling plek is die badkamer. Want daar kan ek die deur sluit en daar kan ek my me-time hê wat ek nodig het. Net sommer ietsie interessant. Maar dink ons aan deure gou vanoggend, dan is daar ook iets simbolies aan deure. Kyk maar net hoe ons praat. Ons sê baie keer, hy het 'n voet in die deur gekry met daardie transaksie. Of ek weet nie waarvandaan hy kom nie. Hy het so by die agterdeur ingeglip. Of sy het die deur in my gesig toegeslaan. En dan weet ons praat almal van deure wat vir my toegegaan het en deure wat vir my oopgemaak het. Wat kom doen Johannes net in hierdie paar verse en ook teenoor hierdie gemeente aan wie hy skryf in Philadelphia? En hy vanoggend sê hy ook vir ons, en dis die groot uitnodiging, let 'n bietjie op na die gebeure in jou lewe. Raak net bietjie bewus van wat is alles in jou lewe op die oomblik aan die gang. En as jy daarop let, dan bring jy dit in verband met deure. En as jy dit kan doen, dan kom jy agter, maar in my lewe is daar deure wat vir my oopmaak en daar is deure wat vir my toemaak. Maar Johannes wil ook vir ons sê, as ons let op die gebeure in ons lewens en ons bring dit in verband met deure wat oopmaak en toemaak, dan help dit ons om groot helderheid te kry. Dit gee vir jou helderheid, dit gee vir jou insig in jou lewe. Jy kry sin en betekenis. Daar's goed wat net vir jou oopbreek en jy verstaan dit beter. En deure, as jy daarop let, veroorsaak ook 'n nuwe energie in jou lewe. Dat dit soveel vir jou kan beteken, dat jy in die res van 2026 op 'n nuwe manier, 'n meer energieke manier, elke oggend uit die bed kan opstaan. Hier is vir ons 3 groot uitnodigings. In die eerste plek, kyk en sien die oop deure. Klink so eenvoudig, maar 'n groot uitnodiging. Kyk en sien die oop deure in jou lewe. Nou wanneer Johannes oor die oop deur skryf, dan dwing dit ons eintlik om te vra, maar wie is die een wat nou eintlik die deure in my lewe oopmaak? Is dit ek wat die deure oopmaak? Of is dit alles net die werk van God? Moet ek passief wees? Of is daar tog iets wat ek kan bydra, wat ek kan doen? Nou net so 'n bietjie verder, die van julle wat nog die Bybel daar oop het, sal ook sien dat Johannes skryf daar aan die gemeente in Laodicea. En dan haal hy Jesus se woorde aan, waar hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan. Uit die aard praat Jesus van die deur van ons harte, van ons binnewêrelde. Ook nie net vir jou nie, maar ook vir die hele gemeente. Maar dit is 'n deur wat jy moet oopmaak. Maar spring gou saam met my terug, dan kom Johannes en dan sê hy, jy's aan die gemeente in Philadelphia. So sê die heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, hy wat die deur oopsluit. Hy wat die deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie.
En dan ons kernvers, kyk, ek, sê die Here, ek het 'n deur vir julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Johannes maak dit baie duidelik, dis die Here wat deure oopmaak vir my en vir jou. En dan kan ons maar weer vra, is dit net die Here of word ek ook daarbey betrek? Hierdie vraag bly maar vir ons nog steeds vandag 'n groot misterie. En blaai ons reg deur die hele Bybel, dan sien ons dit bly maar 'n misterie. Dallas Willard het dit vir my nogal baie goed saamgevat hierdie hele misterie. Hy sê grace, genade, die guns van die Here. Sy werk is not opposed to effort, it's opposed to earning. God doen nie dinge sonder ons nie. Hy betrek ons. En daarom sê Paulus, maar ons is medewerkers van God. God maak deure vir ons oop, geleenthede. Maar hy betrek ons as mense daarby. En dis die uitnodiging. Kyk na die oop deure in jou lewe. Want die Here wil vir ons sê, dis hy wat die deure vir jou oopmaak. En dit bring my by die tweede uitnodiging. Hanteer ook die toedeure in jou lewe. Johannes wil vir ons ook bewus daarvan maak, dat daar toedeure is. En daai toedeure kom ook van God. Vers 7, kyk weer daarna, so sê die heilige, die ware God, hy wat die stele van Dawid het, wat die deure oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie. Dit is ook hy wat dit toesluit. Dis ook die Here wat dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie. Nou Johannes skryf hier aan die gemeente in Philadelphia. En dit word gesê dat die volgelinge van Jesus, hierdie Christene, het by mekaar gekom in die sinagoge. En hierdie sinagoge was maar almal mense gewees wat streng by die Joodse tradisie gehou het. So hulle was nog streng Jode gewees. En op 'n stadium het hierdie Jode net gevoel dat hierdie volgelinge van Jesus is 'n sekte. En hulle is nie meer welkom hier in die sinagoge nie. En dit was eintlik baie sleg vir hierdie volgelinge van Jesus, want dit het vir hulle baie moeilike omstandighede ingehou. Hulle het byvoorbeeld politieke en ekonomiese voordele verloor, wat aan hulle toegestaan is deur die keiser. Hulle het hulle werke verloor daarom. Hulle het kliënte verloor. Hulle het ook hulle sosiale identiteit verloor, want hulle is nie meer gereken as deel van die Jode nie. Hulle is uitgeskuif uit vriendekringe. Hulle kinders is nie toegelaat in skole nie, en ook nie kleuterskole nie. So dit was 'n baie moeilike tyd vir hierdie volgelinge van Jesus. En kyk nou kom Johannes en hy sê vir hulle, hierdie is 'n toedeur vir julle. En dit kom van die Here af. Dis die Here wat dit vir julle toegemaak het. En ek glo dit was vir hierdie volgelinge van Jesus baie seer gewees om dit te hoor. Dit was vir hulle moeilik om dit te verstaan, om sin en betekenis daaruit te maak. En ek dink nogal baie keer is ons soek in so 'n spasie waar ons so vaskyk teen mense en gebeure. En ons sukkel om sin en betekenis te maak uit wat aan die gang is in ons eie lewens. Maar eintlik op die ou einde is dit 'n deur wat ons moet hoor, is wat die Here vir ons toegemaak het. My kleinkinders het by ons gekuier, en dit was 'n hele tyd by ons, maar dit was ook lekker gewees, so 'n paar dae terug, toe hulle nou gegaan het. Maar die kleinste een is nou 1,5 jaar oud. En hy is nou net op 'n stadium wat hy begin nou net mooi te praat. En een van die mooiste woorde wat hy begin praat het, is oupa. Julle is reg.
En die tweede een wat ook mooi was, is ouma. En dan is dit vir my so spesiaal. Hy sê so mooi tata. En hy tel sy handjie op elke keer. As jy vir hom sê tata, dan sê hy ook vir jou tata, tata. Die woord tata is nie eintlik 'n oorspronklike Afrikaanse woord nie. Dit is eintlik 'n Engelse woord. Dit word teruggevat na die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog toe, wanneer die Engelse soldate bymekaar gekom het, voordat hulle ingegaan het in 'n oorlog om te gaan veg. Aan die einde daarvan, as hulle saam was, hulle vir mekaar gesê tata. Ons sê nou vir mekaar tata, want ons weet nie of ons mekaar ooit weer sal sien nie. Maar dit is eintlik afkomstig, hierdie woord tata, van 'n Anglo-Saksiese woord, en die woord is tatata. Dit is eintlik 3 ta's, tatata is die Anglo-Saksiese woord. Maar letterlik beteken daai woord, such is life. So is die lewe. So is die lewe. En soms is daar toe deure in jou lewe wat jy moet erken. En dan moet jy dit kan aanvaar. En dan moet jy vir daai deure kan sê, tata, such is life. So is die lewe. Ons moet dit kan erken en kan tata sê en ook aanbeweeg. Ja, daar is tye wat onderskeiding nodig is. En ons ken nou almal die begrip geloofsonderskeiding. En een van my gunsteling teksverse is Hebreërs 5 vers 14. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Kinders van die Here het 'n vermoë gekry om te kan onderskei. En hierdie vermoë kan ons inoefen. En ons weet almal, as jy iets inoefen, dan word jy later goed daarin. Dan raak dit vir jou maklik. En so is ook onderskeiding. En as dit sou gebeur dat jy voor 'n toedeur staan in jou lewe, wat moet jy dan onderskei? Vra vir jou 'n paar eenvoudige vrae. Moet ek hierdie toedeur teenstaan? Of moet ek dit maar net los? Is daar iets wat ek kan verander? Of is ek die een wat dalk moet verander? So as jy voel dat jy kan nie net hierdie toedeur gelate aanvaar nie, gaan dan in 'n proses van onderskeiding en doen dit saam met die Here. En as jy oortuig is dat hierdie toedeur kom van die Here, dan aanvaar dit, sê tata en beweeg aan. Die bekende Helen Keller, ons weet nou almal, sy is blind gebore en ook doof, so sy was blind en stom gebore. Sy het 'n wonderlike verhaal, 'n wonderlike storie, as jy dit miskien vanmiddag so 'n bietjie kan Google. Maar op 'n stadium skryf sy, en dit is my nogal belangrik, die woorde wat komende van haar afkom. En sy sê, when one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. Helen Keller herinner ons vanoggend dat soms maak die Here deure toe, maar hy maak weer ander deure oop. En soms staar ons en hou ons onsself so besig met hierdie toedeur, dat ons salig onbewus is van die oop deur wat die Here vir ons oopgemaak het. En dis wat Johannes ook vir ons sê. Die Here maak deure toe, maar hy maak ook deure oop. En dis ons laaste uitnodiging. Kyk en stap deur die oop deur in jou lewe. Ek dink vanoggend, dalk is daar 'n paar van julle wat vir my sal sê, Johan, ek sien nie hierdie oop deure in my lewe nie. Ek het in 2025 ook gekyk en gekyk en gekyk, maar ek sien nie
oop deure waardeur ek kan gaan nie. Indien dit waar is op die oomblik in jou lewe, en jy is die een wat hier sit en sê, maar ek sien hoegenaamd nie oop deure in my lewe wat die Here vir my oopgemaak het nie, dan dink ek die woordjie wag is van toepassing op jou. Dan moet jy net wag op die Here. Jy's in adventstyd, het ons deegliks kennis weer geneem van die woordjie wag, om te wag op die Here. En ons moet mekaar herinner dat om te wag op die Here is baie meer as om passief te staan en wag in 'n queue vir iets. Dis 'n aktiewe vertroue en wag op die Here. Ek kan herinner my in hierdie week hierdie bekende woorde van Jesus wat gesê het, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Vra vir die Here. Gaan spandeer tyd in gebed in hierdie week en vra vir die Here, Here, wys vir my die oop deure waardeur ek moet gaan. Help vir my om vrede te vind in die toedeure, maar wys vir my hierdie oop deure in my lewe. Vra vir die Here. Ek dink sommer dadelik aan daai bekende woorde van Paulus, waar hy ook op sy knieë was en gebid het. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder. Jy sal moet vir my weer daai skerm net gee. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou. Geestesoë wat deur die Here verhelder kan word. Dit was die bekende ou kerkvader Augustinus wat gesê het, Christene het 3 stelle oë. Ons fisiese oë waarmee ons kan sien dit wat rondom jou gebeur, maar dan het jy ook die oë van verstand. En dan die derde plek, die oë van die hart. Paulus praat hier van die oë van die hart. En hy bid dan juis vir hierdie gelowiges, dat die oë van hulle harte sal verhelder word deur die Heilige Gees se werk. Vra vir die Here, bid daaroor en bid dat jy sal sien waar die oop deure in jou lewe is. En dan het Jesus gesê, soek. Gaan kyk wat is aan die gang in jou lewe, wat gebeur alles. En dan soek jy ook vir daardie oop deure. En dan klop, en vir julle sal oopgemaak word. In my eie tyd, in my eie saamleef met die Here, regtig besig gehou het, was 1 Korintiërs 16 vers 9 in my voorbereiding, ou vertaling wat ek op 'n stadium raak gelees het, waar Paulus skryf en dan praat hy van 'n groot en kragtige deur wat vir my oopgegaan het en daar is baie teestanders. En op 'n stadium het ek net nogal gewonder, wat het Paulus werklik ervaar? Toe hy ervaar het, maar hier is 'n groot deur voor hom oopgemaak deur die Here. Dan was dit net oorweldigend. Mense waarvan hy bewus geraak het, wat 'n diep honger en dors het na die lewende Here. Mense wat net na vore getree het en ontdek het, maar ek begeer 'n diep verhouding saam met die lewende Here. Dan was dit net vir hom hierdie groot deur wat oopgemaak het. Dit klink amper vir my soos die groot deure wat die Here juis reeds vir NG Gemeente Hartenbos oopgemaak het. En wat ons moet sien en raak sien en waardeur ons moet loop in 2025. Gaan dink in hierdie week saam met ons daaroor, wat se deure het hy alles vir ons oopgemaak waardeur ons moet stap. Ek het ook 'n bietjie nagedink oor Johannes. En as ek nogal Johannes lees hier so in Openbaring 3, dan dink ek nie Johannes het ooit geweet wat gaan gebeur met hierdie woorde wat hy neerskryf nie. Ek dink nie Johannes het ooit besef dat miljoene mense gaan hierdie briewe aan hierdie 7 gemeentes
gaan dit lees nie. Ek dink nie hy het, ek wil die Engelse woord gebruik, 'n clue gehad dat in 2026 of 4 Januarie gaan daar mense wees wat hulle geloof versterk het in hierdie paar woorde wat hy toenertyd neergeskryf het nie. Ek dink nie hy het regtig besef wat gaan gebeur met hierdie woorde nie. Maar Johannes was net getrou aan Jesus gewees. Ek dink nie ons besef wat daai tree in daai oop deur kan veroorsaak nie. Ek dink nie ons besef wat kan gebeur met 2 vissies en 5 broodjies nie. Ons het nie 'n idee nie. Hy praat ook hier van die kragtige deur, 'n groot en 'n kragtige deur. En ons kry daar die Griekse woordjie energeia. Energeia, dan hoor ons dadelik daarin ons Afrikaanse woordjie energie. 'n Groot deur wat vir jou energie kan gee, wat jou kan energieer. En jy sal weet as jy voor daai groot deur staan en dit energieer jou elke oggend om weer met lus op te staan, dan moet jy weet daai oop deur is vir jou bedoel. Dis wat die groot deure aan ons doen as dit vir jou is. Dit gee vir ons energie, 'n lus om daardeur te gaan. Maar Paulus sê ook, deur hierdie groot deur is daar ook teenstanders. En ons het baie mense ook wat ook goed bedoeld ons teenstanders is, wanneer ons deur hierdie oop deur wil beweeg en stap. En dit is normaalweg die mense wat dadelik begin met daai maar. Dis 'n baie goeie idee wat jy het om te doen vir die Here, maar het jy al daaraan gedink? Dis daai mense wat altyd die maars op die tafel sit. Oor jare het ek agterkom dat goeie kerkmense, goeie kinders van die Here, kan so pynlik klem lê op rasionaliteit. Rasionaliteit. En mense, ons moet vanoggend vir mekaar sê, as die Here oop deure vir jou maak, om in deur te beweeg, meeste van die kere is daar weinig rasionaliteit wat op die tafel is. Want die Here vra vir jou vertroue in hom, 'n lewe saam met hom. Die Here vra vir jou geloof. En soms is rasionaliteit waai by die venster uit. John Ortberg het dit nogal mooi gesê, net in 'n paar woorde. Open doors, oop deure, is not guarantees. Jy is nie gewaarborg dat alles goed en glad sal verloop nie. But it's all about opportunities. Deure wat oopgaan, geleenthede, waardeur wat jy kan beleef en oopmaak in jou lewe. Teestanders kan mense wees, oulike mense, goeie mense. Maar teestanders kan ook binne jou wees. Dit kan ongemak wees. Dit kan vrees wees. Wat as dinge nie reg vir my uitwerk nie? Wat as dinge anders loop as wat ek gehoop het, dinge gaan uitwerk vir my? Maar maak jy seker dat jy daai eerste tree gee. Al sien jy nie die pad oop vorentoe, hoe dit gaan lyk nie. Gee jy net daai eerste tree. Die pad sal weldra vir jou oopmaak en duidelik word. Dit lyk vir my eie lewe die meeste van die kere, dit is hoe die Here met ons werk. En daarom kan ek afsluit. In oop deure gaan dit nie so seer in die eerste plek oor iets wat jy kan kry nie, oor die wat nie. Dit gaan eintlik oor die mens wat jy word, as jy deur daai deure beweeg. Oor wie jy word. Want vir God is dit belangriker, die karakter wat in jou gevorm word, die mens wat jy word, as dit wat jy doen. Ek het myself ook in hierdie week afgevra,
Hoekom is dit so in die lewe wat die Here vir ons gegee het, dat ons baie keer moet worstel met oop deure en toe deure? Hoekom is dit soms dat ons moet wag? Soms moet ons baie sensitief wees, 'n proses van onderskeiding deurgaan. Hoekom is die lewe so? En dit is my oortuiging vanoggend, dat ek dink ons het te doen in die lewe met soveel deure wat die Here soms toemaak en soms vir ons dan ook oopmaak, sodat ons gevorm kan wees, sodat ons gereed kan wees, dat wanneer ons deur daai laaste deur moet stap, dis daai oomblik as jy die laaste asem uitblaas hier op aarde, dat jy gevorm is, dat jy reg is vir daai laaste deur. Amen. Here Jesus, dankie vir u woord, dankie dat u na ons toe kom, ook deur die Gees wat in ons werk. Dankie dat ons ook net nou hier kan uitstap met 'n nuwe bewustheid, om net te kyk wat aan die gang is in ons lewens, en te kyk vir die toedeure wat van u afkom, maar ook te kyk vir die oop deure. En ek bid ook, Here, vir oortuiging, vir sekerheid, vir 'n vermoë van vertroue, ook vir ons gemeente, vir die oop deure wat u al reeds vir ons oopgemaak het. Help vir ons om met vrymoedigheid ook daardeur te stap in die jaar wat vir ons voorlê. Ek bid vir diegene wat hier sit en wat dalk worstel met toedeure, oop deure. Ek bid, Here, vir 'n tyd dalk van onderskeiding. Ek bid dat hulle ook sal vrede vind in die volgende tree wat hulle moet gee. Al lyk die pad nie so duidelik en helder wat voorlê nie, maar help vir julle saam met u dat hulle daai eerste tree kan gee. En soos hulle aanbeweeg, dat die res van die pad vir hulle sal oopvou. Amen. Daarom is sy liefde vir jou daar. Sy genade is ook daar vir jou. Amen.